Hallo julle Japie hierso. Ek wil kyk na waarop moet jy fokus op aarde? En wat is belangrik vir ons in hierdie tyd waarin ons nou leef? Maar wat ook eintlik maar belangrik was vir elke generasie voor ons. So kom ons kyk 'n bietjie hierna. Kom ons kyk uit die Books of the Nazarene, 'n paar verse daar. Maar dan gaan ek ook kyk 'n paar verse uit die Bybel. Laat julle 'n prentjie kan vorm van waarop moet julle fokus. Ek voel die mense se fokus het te veel gedraai op finansies en besittings en op hulle lewens en wat hulle wil hê en wat hulle nodig het en dat dit weggedraai van hulle medemens af. So ek wil net 'n perspektief 'n bietjie weer reg kry vir ons volk, maar vir wie ook al anders daar is. Dat hulle sal begin fokus op wat Jehovah wil hê, hulle moet op fokus. Want dan sal hy ons voorsien. Maar kom ons kyk in elk geval hierso. Books of the Nazarene, wat ek hou van hierdie boek is, hy vertel dieselfde Bybelstories wat jy in die Bybel lees. Hy brei net 'n bietjie meer uit en van die goed stel hy 'n bietjie anders. Dit vloei beter vir my, hierdie Books of the Nazarene, hoe die goed gebeur, hoekom hulle sekere dinge sê. Dit maak meer sin as jy hierdie boek lees en sien hoe alles in mekaar pas, waar die Bybel is meer van die goed meer abstrakt, of hulle sê net iets uit die bloute uit en jy weet nie hoekom het hulle dit gesê nie. Maar in hierdie boek gee jy meer inligting en jy kan al verstaan hoekom hulle dit sekere dinge sê of sekere dinge vra. Hierdie is hoofstuk 4. Hier vertel Joshua die mense 'n storie. A wayfarer once came to an inn and finding no one there, went into the eating hall, where he found a table set with all good things, many kinds of food and drink. So he sat down and helped himself, thinking, no one else is here, so all this must be mine. And if mine, I can do with it as I please. However, when the innkeeper returned from where he had been, the wayfarer could not escape the accounting. Nou die wayfarer, dis ons, en die innkeeper is Jehoshua, né? The rich are responsible for providing the needs of the poor, whether by work or food. This, above all, is the prime responsibility of wealth. And if a rich man says this he cannot do, then his riches witness against him. For if a poor man has a loaf of bread, he will share it with he who has none. And a beggar at the door of a poor man receives better treatment than he does at the doors of the rich. Yet the rich have the most to give. And this is the sin of the wealthy. So ons sien hier so Joshua maak dit duidelik dat die rykes moet meer bereid wees om mense te help omdat hulle meer het om meer te kan help. Maar wat men sien is dat die arme mense is gewoonlik die wat altyd mense probeer help. Hier sê this above all is the prime responsibility of wealth. What is the responsibility? The rich are responsible for providing the needs of the poor, whether by work or food. En dit is die responsibility as jou finansiëel seën. Is dit nie so dat jy 'n groter TV kan gaan koop en 'n sportskar kan ry en in 'n 10 slaapkamer huis bly of 10 huise gaan koop nie. Dan is dit sodat jy die arme mense kan help, sodat jy vir hulle kan voorsien of vir hulle werk begin voorsien, sien maar besigheid begin wat jy vir die mense kan werk. Dis waarna hy verwys, of jy help hulle met werk soos met 'n besigheid wat jy mense kry om vir jou te werk, of jy voorsien kos aan hulle, jy gee vir hulle kos dat hulle kan bly leef, dat hulle kan oorleef. Joshua het nogal baie gefokus op hierdie ding van geld en wat jy daarmee doen. En dat jy jou medemens moet help, op watse manier ook al. Want aan die einde van die dag is dit wat die wet word opgesom ons in liefde tot Jehovah en liefde tot jou naaste. Nou, hierdie val onder liefde tot jou naaste, tot jou medemens. Kom ons kyk verder hierso. Ek het hier geskryf, jy dink jou geld en besittings het jy verkry, so jy kan doen daarmee wat jy wil. Maar jy vergeet dat Jehovah het jou toegelaat om te kry wat jy het.
en jy is veronderstel om 'n goeie rentmeester te wees van wat jy gegee is in die lewe. Want jy gaan moet rekenskap gee vir jou aksies en hoe jy jou finansies aangewend het. Dit is hierdie gelykenis waaroor dit nou gaan. Die ou kom daar by die hotel aan en hy sien al hierdie lekker kos en alles en hy dink dit is alles net vir hom en dit is net syne en hy gaan maal daar en toe kom die eienaar daar aan en toe moet sy rekenskap gee vir wat hy daar aangevang het. Nou ja, dit is dieselfde, daar so sê ding, lyk my aan Suid-Afrika, van die ou wat met die sterf met die meeste besittings wen in die einde van die dag. Ja, die prys wat hulle wen is die hel. Die ou met die meeste besittings wen die hel. Ek weet nie of jy die hel wil wen nie. So as jou fokus gaan wees op hoeveel goed kan jy by mekaar skraap terwyl jy lewe, dan is daar net een plek vir jou. En jy gaan nou die storie hoor daarvan wat Jehoshua dit verduidelik het mooi vir ons. Van Lazarus en die ryk man. Wat het met die ryk man gebeur? Het hy sy kaartjie hemel toe gehad? Nee, hy het nie. Omdat hy net op homself gefokus het in die lewe, is hy hel toe. En dis waarna ek verwys. As jou fokus gaan wees op wie die meeste besittings by mekaar skraap tot hy sterwe, hy wen. Nee, hy wen nie, hy verloor. Hy verloor sy siel. Matteus 6 vers 24, niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie Jahua en geld dien nie. Nou as jy fokus op jouself is en om 'n lekkerder lewe te hê, dan dien jy geld. Jy dien mammon. Jy dien nie Jahua nie. Nou wat gebeur as jy nie Jahua dien nie? Dan gaan jy mos nie hemel toe nie. En dis die ding, jy moet kies wat een gaan jy dien, geld of Jahua. Nou, om te wys dat jy nie geld dien nie, moet jy bereid wees om jou geld aan te wend om ander mense te help. Dis waaroor dit gaan. Books of the Nazarene. En die ding van die 10de, kerk is mal om daaroor te praat, maar hulle verwerp die res van die wet. Maar daardie een ding wil hulle vasthou en wil hulle vir hulle gemeente sê, kyk, dit moet julle doen. Hierdie gebod moet julle doen, maar vergeet maar van al die ander gebooie. Julle moet my geld gee, 10de gee. So dis waaroor ek wil praat. Daar is nie tempels en goed nie. Daar is nie leviete of tempels of enigiets van daardie dinge nie, mense. So die 10de was spesifiek gewees vir die leviete en vir die tempeldiens en vir die tempelse goed. Vir ons is dit, sou ek sê, offerhandes wat jy moet gee. So jy moet nog steeds gee, jy moet nog steeds mense help, maar jy moet nie net fokus op 10% nie, jy moet help waar jy kan, maak nie saak hoeveel het is nie. Kan meer as 10% wees. Maar dis nie sê, jy moet 10% gee vir jou kerk of wat ook al nie. Soos Paulus gesê het, dat die mense moet finansiëel hulle leraars ondersteun. So daar is so iets gewees, maar dit gaan nie oor die 10de wat gegaan het vir die leviete nie. Mens kan het maar, ek noem het offerhandes en nie 10de nie in elk geval. Book of Nazarene 12. There was once a rich man who was always robed in purple and fine linen, whose days were spent in entertaining and feasting. Outside his gates sat a beggar, so hungry he would have been satisfied with the scraps of food thrown aside from the rich man's table. The beggar died at his hour, and his soul found itself in the company of the saintly fathers of his race. The rich man also died, and after his assessment found himself in the company of those who suffered. Filled with misery, he raised his eyes to the glorious place beyond his reach. Hierdie praat van die doderyk en daar die sloot tussen die goeie en die slegte kant. And there, bathed in bright light, he recognized the beggar he had spurned in the company of a great soul. The rich man cried out, "My father, send a word of comfort, for here I suffer in filth and squalor." The great one answered him with a compassion in his voice, "My son, recall your life on earth, when you enjoyed all the good things it were possible to obtain, and think of the difference between what the beggar and you had. Now he is the one
who is comforted and surrounded by beauty and cleanliness, while you live in filth and degradation. But it was you who made the choice of place for your future. Still, this is not all, for while you could have reached out a helping hand to him on earth, here there is an impassable barrier between those of you who are in the place and those in this. Then the man who had once been reached said, I beg you, send messengers to my family and brothers, so they may be warned of what life lies in store for them before it is too late. The great soul replied, They have the teachings of the Torah, which carry sufficient message and warning. Let them take heed of this. He who suffered replied, No, this they will not heed any more than I did, for their days are filled with worldly distractions. But if someone were to return from the dead, if it would bring these things to their attention, and they would definitely take notice. The great soul answered, Nothing can serve them better than the teachings of the law, the Torah. Mense, hier het nie van dag verander nie. Jy het nog steeds die law nodig, die wet, die Torah. Jy moet nog steeds daarna kyk en dit nog steeds gehoorsaam, net soos hierdie, ek dink hierdie was seker Abraham, wat het gesê het vir die ryk man. En dan kom ons gaan hier aan, of begin weer vers 30. The great soul answered, Nothing can serve them better than the teachings of the Torah. Not even one returning from the dead. In fact, this would serve them ill. For if their goodness stemmed only from proofs such as this, it would be devoid of merit, and therefore worthless at the assessment. Ja, dit sal mos onregverdig wees as mense die doodheid terugkom en mense kom waarsku en so aan. Dan is dit mos nie reg nie. En hulle moet dit mos self ontvang ook uit die woord van Yahuwah, net soos ons almal moes. Net soos ons almal. Die Torah hou jou uit die hel, die plek van pyniging. En dis nog 'n ding wat ons hier optel, dat hierdie ryk man het nie die gebooie onderhou nie. Hy sê dit self hierso. En hierdie great soul, wat ek dink Abraham is, het vir hom gesê, jy het die wet gehad en jy het dit nie gehoorsaam nie. En ja, so dit speel 'n groot rol. Die gebooie speel 'n groot rol in jou saligheid, in jou ewige lewe. En as jy nie die gebooie gaan onderhou nie, dan gaan jy nie hemel toe nie, mense. Dis wat Joshua duidelik vir jou gesê het. Dit gaan nie help jy quoteer Paulus daar in die hemel nie. Jy gaan nog steeds na dieselfde plek toe. Want Paulus se woorde gaan jou nie red eendag nie. Joshua het gesê, sy woorde gaan jy kan, as jy dit onderhou, kan red, of condemn as jy dit nie gedoen het nie. Sy woorde gaan jou oordeel. Nie Paulus se woorde nie. En in Matteus 19:17 het hy gesê, jy moet die gebooie onderhou om gered te word. Jy onderhou nie die gebooie omdat die gebooie self jou red nie. Jy onderhou dit want jy glo. Jy glo dat Joshua gesterf het vir die vorige wetteloosheid. So hier sê ek, liefde vir jou en liefde vir jou medemens, dis waaroor die gebooie ons gaan. As jy in hierdie lewe van jou medemens vergeet het en nie gehelp het waar jy kon, beteken dit dat jy wetteloos geleef het. Mense moet nie fokus verloor in hierdie lewe nie. Soos hy sê hierso in hierdie stuk is, daar was distractions. Daar is goed wat sy aandag afgetrek het. As jy baie het, dan is daar baie goeders wat jou aandag kan aftrek. En dis hoekom Joshua ook gesê het, hy sê dit ook 'n paar keer in hierdie Books of the Nazarene, dat as jy ryk is, dan is dit baie moeilik vir jou om gered te word. Want meeste mense wend nie hulle finansies reg aan as hulle ryk is nie. Hulle sê in die Bybel, soos hy sê, is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk in te kom. Maar daai oog van die naald is verkeerd vertaal. Dit sê eintlik dat dit is makliker om 'n tou deur die oog van 'n naald te druk as vir 'n ryk man om in die koninkryk te kom. Dis waaroor dit eintlik gaan. Maar ja, dit is hoekom baie mense bid vir baie geld die hele tyd, maar Jehovah weet dat hulle gaan dit nie kan hanteer nie. Hulle gaan dit gaan hulle wegdryf van hulle verhouding met hom, of dit gaan hulle wegdryf van hulle verlossing, en dis hoekom hy dit nie vir hulle wil gee nie. Want aan die einde van die dag speel dit 'n rol in jou verlossing.
wat jy doen met jou finansies. Of jy daarvan hou of nie, mense, dit is baie belangrik. En dis hoekom Joshua ook daaroor gepreek het. Hy het die hele tyd daaroor gepreek van wat jy moet doen met jou finansies. En dis hoekom ook die mense wat tot bekering gekom het in Handelinge, wat al hulle goed saamgesit het en onder mekaar verdeel het, want hulle het natuurlik geweet, hulle is die laaste generasie, maar uit liefde vir mekaar het hulle die geld saamgesit en het onder mekaar verdeel in daardie tyd. Hulle finansies en so aan het nie meer hou vas op hulle gehad nie. Hulle het dit laat gaan, want hulle het geglo Jehovah sal vir hulle voorsien, en hy het vir hulle voorsien. En in die einde van die dag het hulle in oorwinning geleef en het hulle saam met Joshua geregeer vir 1000 jaar. Kom ons kyk hier, Matteus 22 vers 37 tot 40. En Joshua antwoord hom, jy moet Jehovah Elohim lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Hoofsaaklik sê dit maar, hierdie twee gebooie som die wet op. Die wet gaan oor of liefde tot die Vader, of het gaan oor liefde tot jou naaste, medemens. En liefde tot die Vader byvoorbeeld is soos om nie onrein diere te eet nie, want jou liggaam is sy tempel. Om te rus op sy Sabbat, om hom op sy naam te noem, om net hom te aanbid en dien, soos wat die gebooie sê. Die Vader Jehovah. En Joshua het ons ook gesê, ons moet net die Vader Jehovah aanbid en dien, en nie hom nie. So dan moet jy dit mos nou doen. Maar dis wat die wet sê. En dis wat Joshua ook gesê het, jy moet doen. En dan is daar liefde tot die naaste, weet ons, jy moet jou medemens help waar jy kan. Jy moet nie aan hulle doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Ja, en sovoorts. Jy moet nie vir hulle lieg nie, jy moet nie oor hulle skinder nie, jy moet nie hulle goed begeer nie, en so gaan dit aan in die gebooie. Jakobus 2, as julle evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Ja, jy moet alle mense gelyk sien, maak nie saak of hulle arm of ryk is nie. Jy moet nie mense beter hanteer wat skatryk is en die arm man minag jy nie. Dan oortree jy die wet, dan leef jy wetteloos. En mense dink altyd is die wet wat hulle moet onderhou is altyd hierdie instruksies daar en die 10 gebooie en so, en dis al waar hulle fokus is, maar dit gaan hoofsaaklik oor liefde tot jou naaste, en dat jy mense moet respekteer, en dat jy nie mense moet skel en vloek nie, en dat jy nie moet skinder nie, en sulke goed, dis waaroor dit gaan. Baie dinge wat mense moet konsidereer, en soos Joshua som het baie mooi op van, of die wet som het op, dat jy moet aan jou naaste doen wat jy aan jouself gedoen wil hê. En dat jy met jou naaste moet lief hê soos wat jy jouself lief het. As jy dit doen, dan onderhou jy die hele wet, dan onderhou jy al die gebooie. Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van Jehovah en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou, dis die ding wat jy moet op fokus, jy moet vra vir Jehovah, wat is sy wil vir jou en wat wil hy moet jy doen met dit wat jy het, laat hy vir jou sal openbaar, waar kan jy help en so aan. En dis waar jou fokus moet wees en Jehovah sal dan vir jou voorsien. Want jou fokus is nie net op jouself nie, dis ook op die mense om jou. In die komende dae gaan die wit nasie erg getoets word in Suid-Afrika. Dit is dan wanneer jy juis moet bereid wees om jou naaste te help. En ek praat hier van jou naaste, die wit nasie mense. Jou naaste, jou wit medemens. Daar is die wit mense in Suid-Afrika wat net so swaar kry soos jy swart is. Jy moet jou wit nasie help. Want die swartes gaan hulle beslis nie help nie. Jy is daar om hulle te help. Dis hoekom jy daar in daai land sit. Sodat jy daar 'n helpende hand kan wees vir jou eie mense. Jehovah verwag dit van jou. Ons is Jehovah se hande hier op aarde. Amerika gaan nie inspring en ons wit mense daar help nie. Jy is daar om jou medemens te help, om te doen wat jy kan vir hulle. En Jehovah kan wonders verrig. Soos daai vers sê in Matteus 6 vers 33.
Hy kan aan jou behoeftes voorsien. As jy bereid is om jou hand uit te steek en ander te help, dan as jou hande mos nou oop, dan kan jy ook weer ontvang van Jahua af. Jou hande is oop, want jy gee vir ander mense. En dan kan Jahua weer vir jou teruggee. Books of the Nazareth 9. When Yahushua finished speaking, the great assembly of people was silent, for unlike other teachers, he appeared inspired by divine authority. But within moments they were excitedly discussing the words among themselves. Then a disciple who stood beside Yahushua shouted, "All who serve Yahuwah praise him, for he has sent the true enlightener and the deliverer, and will himself reign over us through the Spirit which fills his Son." The Ruach is 'n verwysing na die Heilige Gees. Heed these things, follow the way of Yahushua. Take up the cross of life, and the rule of Elohim is at hand. Hier sê ook dat die koninkryk regeringskap, 1000 jaar regeringskap van Yahushua op aarde is om die draai. There were many among the crowd who said, "Surely this is Yahuwah's anointed, for whom we have long awaited. Now we will be delivered according to the promises of the prophets." Hearing these things, the things said by the people among themselves, Yahushua was saddened and said to Bartholomew, who stood near him, "Tomorrow they will revert to their old way of life and permit evil to reign through hypocrites and self-deceivers. How can they be brought to understand that should Yahuwah intervene to bring about the rule of Elohim, earth and mankind will have failed him and be unworthy of his rule? Life's purpose is to produce shepherds, not sheep. But the lives of the people are turned inwards upon themselves. Hier sê Yahushua, hierdie mense se fokus, hy het hulle harte gesien. Nie hulle mooi woorde gehoor nie. En hy het gesien, hulle fokus is net op hulle self. Yahushua wys uit dat hierdie mense se fokus was op hulle self en hoe dat Jahua die lewe gaan makliker maak vir hulle sonder dat hulle 'n vinger hoef te verroer. Amper soos gelowiges vandag wat wag vir 'n wegraping, hulle sit agteroor en wag, nie gepla oor 'n verskil te maak in ander se lewens nie. Ja, en hierdie mense het gehoor van wat Yahushua praat van die koninkryk van Jahua en die regeringskap en so aan, en hulle was baie bly daaroor, maar hulle was bly vir die verkeerde redes. Hulle het gedink, hy gaan kom die lewe nou vir hulle baie makliker maak en hulle hoef nou nie iets regtig te doen nie. En dis wat hom so sad gemaak het, dat hulle fokus is op hulle self en hoe hulle 'n lekkerder, makliker lewe kan hê. In plaas dat hulle moue oprol en inspring en help en die koninkryk van Jahua inbring in die lewe, dat Jahua se gees deur hulle die koninkryk kan versprei en laat uitbrei. Dis waaroor dit gegaan het. Hulle was veronderstel om hulle moue op te rol en te werk in Jahua se koninkryk. Book of the Nazareth 8. The disinherited say, all things will change when Yahweh wills it. But I tell you, the Father will not do the work of his sons. The deliverer comes to take men to their places of labor and will ease their burdens there. But he cannot undertake the whole of the task. He will initiate the rule of Elohim, but cannot force it upon men. He will teach them to judge the underprivileged justly and to deal harshly with the arrogant. Ek het hier geskryf, ons is op aarde om sekere goed te leer. Ons is nie hier om te kyk hoe maklik kan ons die lewe maak vir onsself deur daarvoor te bid die hele tyd. Ons fokus moet minder wees op ons eie noodsaaklikhede en meer op wat Jahua wil hê ons moet doen. Hoe kan ons sy koninkryk uitbrei hier op aarde? Yahushua regeer nou, wat beteken dat ons baie gesag het hier op aarde as sy gesandte. Ons moet die lewe moeilik maak vir Satan en sy koninkryk. Ja, dis nie 'n ding van jy gaan sit agteroor en jy sê vir jouself, maar Openbaring sê hierdie goed moet nou vervul nie. Dis nie hoe dit werk nie. Jy is veronderstel om die sout van die aarde te wees, jy is veronderstel om jou lig te skyn. Jy is veronderstel om 'n verskil te maak in hierdie lewe, te bid teen die koninkryk van Satan. Jy is veronderstel om daarteen te bid, daarteen op te staan, dit weg te dryf met jou lig. Dis wat jy moet doen. Nie agteroor sit en wag vir 'n wegraping nie.
Jy is veronderstel om Jehovah se koninkryk te demonstreer hier op aarde en dit uit te leef en dit uit te brei. Left, right en center, orals. Ja, die mense moet begin werk. Geestelik moet hulle begin werk. Hulle moet hulle abilities wat Jehovah hulle gegee het, begin gebruik. Ons almal het verskillende abilities. Ons almal ontvang verskillend van Jehovah af. Want hy wil hê ons moet dit aanwend in ons lewens en ons moet 'n verskil maak. Dis waaroor dit gaan. In my geval byvoorbeeld, soos ek vir iemand gesê het, van kleins af wou ek altyd mense genees het en ek het altyd die boeke gelees van mense wat dit gedoen het, soos Smith Wigglesworth en Catherine Kuhlman. En wat ek altyd daarin belang gestel. Maar waarin Jehovah my nou gebruik het is, hy het my baie openbarings gegee van sy woord, van die tydlyn en van verskillende dinge wat ander mense dalk nie raak gesien het nie, wat ek met hulle moet deel. Ek is nie die beste spreker of teacher of so nie, ek hoor partykeer ouens, dan dink ek by myself, joe, hulle is dan maar goeie teachers, hulle weet net hoe om te praat. Maar dit is nie waarna jou kyk nie. Mens moet doen wat hy vir jou gee, en wat jou my gegee het, is hierdie openbarings, en hy het van my verwag, om dit te deel met die mense, en dis wat ek nou doen. Nie omdat ek 'n wonderlike teacher is nie, dis omdat jou dit aan my toevertrou het, en ek is gehoorsaam. Net soos jy dalk voel, dit wat jy ontvang het van jou, dis nie iets groots, of jy voel of jy kan dit nie goed doen nie, of so, jy moet dit nog steeds net doen. Wees net gehoorsaam, dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor hoe goed jy is nie, dit gaan oor hoe gehoorsaam jy is. Want dit is soos daai talente, die een het 5, die ander het 3, en die ander het 1, of die ander het 2 en die ander 1 ontvang. En ja, die ou met die 5 is dalk ou wat baie goed was in wat hy gedoen het, en hy het gewoeker met wat hy ontvang het, en toe het hy nog 5 bygekry. En die ander ou met die 2, hy was nie so goed dalk met wat hy gedoen het as die ander ou, maar hy het nog steeds hom geseën, ryklik geseën, hy het nog 2 ontvang. En die een ou wat die 1 ontvang het, hy het net agteroor gesê, hy het niks daarmee gedoen nie. Hy het dalk gevoel, kyk, ek is nie goed genoeg om iets te kan doen hiermee nie, en hy het dit maar gaan begrawe. Ja, dis nie eintlik waaroor daai gaan nie, maar ek het net nou daaraan gedink vir hierdie verduideliking. Daai talente gaan ons nou eintlik oor Jehovah se openbarings wat mense ontvang, en as jy nie aangaande sy gebooie, en as jy dit nie doen nie, dan die ou wat die 1 gehad het, het hel toe gegaan, as jy gaan lees. Ja, dis hoekom dit weer eens belangrik is, mens met die openbarings wat mens ontvang van die gebooie, moet jy gehoorsaam wees, sodat jy nog kan ontvang. Dis waaroor dit gaan. Maar mense, dis die video wat ek hier wou gemaak het. Verskoon maar as ek hier 'n bietjie haak en daar raak. Ja, dit is maar so as jy in 'n ander land sit. My Engels is nie die beste nie, my Afrikaans is ook nie meer die beste nie. So altoe is maar so gemiddeld. Maar dis maar wat dit is. Ja, hulle roep my nou by die werk. So geniet julle dag verder, ons praat weer volgende keer. Totsiens.